Vandag gesels ons oor wat is die koninkryk en ons lees Markus 1. Wat beteken God se heerskappy? Want jy voel dit baie keer. Daardie gevoel dat iets nie reg is nie. Nie net die wêreld daar buite rondom jou nie, maar hier binne in jou. Iets is nie reg nie. Jy skraal deur die nuus, jy sien oorloë, jy sien korrupsie, mense wat mekaar vernietig, kinders wat honger gaan slaap. Jy sien mense wat mekaar net gebruik, mag wat misbruik word, en dan sit jy in verkeer of by jou werk of by die huis alleen, en jy vra vir jouself, jy voel hierdie is tog nie hoe dinge kan bedoel wees om te wees nie. Hierdie is nie reg nie. Want diep binne in ons leef daar 'n stukkie herinnering, 'n verlange dat die wêreld anders moes wees, dat dinge anders kan wees, meer heel moet wees, mooier moet wees, meer reg moet wees. En dis waar Markus die evangelie begin. Markus begin nie met 'n mooi filosofie nie. Hy begin nie met 7 stappe na 'n beter lewe nie. Hy begin nie met meer godsdienstwenke vir my en vir jou om toe te pas nie. Markus begin met 'n ontploffing. Ons lees in Markus 1, nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Hy het gesê die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dis hoe Markus begin. Dis nie sagte taal nie. Dit is revolusionêre taal. Dis taal wat verander. Want jy moet verstaan, hierdie mense leef onder Rome. En Rome regeer alles, beheer alles. Dis die Pax Romana, die vrede van Rome. Rome besluit. Rome vat belasting. Rome kruisig mense sommer langs die pad terwyl jy dorp toe loop. Rome herinner jou elke liewe dag, ons is in beheer. En daar's Romeinse soldate oral in die strate. Die keiser noem homself seun van God. Dit is waar Jesus leef. Die Romeinse ryk noem die nuus wat hulle aankondig, die evangelion, die evangelie, die goeie nuus. En dan stap Jesus in hierdie wêreld in. En Jesus sê nie, ek het goeie nuus nie. Die ware koninkryk het nou naby gekom. Hy maak dit 'n werklikheid. En kan jy hierdie spanning voel? Jesus wat in Rome kom staan en sê, die koninkryk is hier. Want Jesus kom nie net om mense eendag hemel toe te vat. Jesus kom om te sê, God neem terug wat nog altyd syne was. En Markus sê dan vir my en vir jou iets baie interessant. Hy sê, nadat Johannes gevange geneem is. Hoekom sê Markus dit? Want dis amper vreemd. Hoekom noem Markus dat Johannes gevange geneem word? Want die wêreld waarin Jesus leef, waar Jesus begin preek, is nie 'n veilige spasie nie. Dis nie 'n Disney wêreld waar alles mooi is en almal liedjies sing nie. Die profeet word gearresteer. Die sisteem slaan terug. Mag voel bedreig. En juist daar in hierdie stikkende wêreld begin Jesus praat van koninkryk. Hy sê, want die koninkryk van God begin altyd in donker plekke. Dit is hoekom Markus later die profeet Jesaja se woorde aanhaal. Jesaja het gesê, die mense wat in die duisternis leef, het 'n groot lig gesien. Nie mense wat alles uitgesorteer het nie.
mense in die donkerte, mense wat sukkel, mense onderdruk, mense wat wonder of God nog daar is, of God ons nog sien, mense wat vasgevang voel, en dit is waar die koninkryk van God begin inkom. Maar daar is vir my en vir jou 'n probleem in hierdie teks, want wanneer ons vandag koninkryk hoor, dan dink ek en jy aan vreemde beelde, ons dink aan wolke, of ons dink aan die hemel, of ons dink aan eendag na die dood. Maar vir die eerste hoorders in Jesus se tyd, sou Jesus iets heeltemal anders gesê het. Vir die Jood in die eerste eeu het koninkryk, veral koninkryk van God, iets baie spesifieks beteken. Dit het beteken, Jesus is besig om gekroon te word. Jesus is besig om koning te word, hier, nou. Nie net later in 'n droomwêreld nie, nie net geestelik nie, nie net in die kerk, of in 'n erediens, of by geestelike geleenthede nie. In die werklike lewe word Jesus koning, in liggame, in families, in ekonomieë, in verhoudings, in pyn en in vergifnis, in genesing en in geregtigheid. Oral word Jesus koning. Die koninkryk is iets wat gebeur wanneer God se wil op hierdie aarde waar ek en jy is, begin geskied. En Jesus sê, die tyd het aangebreek. Dit is nou hier. En die Griekse woordjie vir tyd is nie kronos, kronologies nie. Dis kairos, dis tyd soos in nou, hierdie oomblik. Die beslissende tyd, die oomblik waar alles verander, die oomblik waarvoor alles gewag het. Dit is wat hierdie tydwoordjie beteken. Dis soos daardie stilte, net voor die storm breek. Dis soos daardie sekonde voordat die bruidegom die deur oopmaak en die bruid kom die kapel binne. Dis daardie oomblik wanneer alles verander. En Jesus sê, ouens, daardie oomblik is nou. En dan sê Markus die volgende. Die koninkryk het naby gekom. Nie die koninkryk gaan eendag kom nie. Naby. En dit is amper asof Jesus sê, kan julle dit voel? Kan julle dit hoor? Kan julle dit sien? God se nuwe wêreld is besig om deur te druk deur die krake van hierdie een. Nou, hier waar julle op die grond sit en luister. Dis hoekom blindes begin sien. Dis hoekom dowes hoor. Dis hoekom melaatses aangeraak word. Dit is hoekom sondaars begin welkom voel. Dis hoekom demone begin skree as Jesus in die prentjie kom. Want wanneer iemand met Jesus te doen kry, wanneer God se koninkryk arriveer, begin alles reageer. En dan sê Jesus, bekeer julle. En as ek en jy hoor, bekeer julle, dan kan ons dit baie vinnig verkeerd verstaan. Ons kan baie vinnig hoor, wees meer godsdienstig. Wees beter. Probeer net nog 'n bietjie harder. Maar die woord beteken eintlik, draai om. Heroorweeg alles wat jy ken. Want Jesus sê, die wêreld werk nie soos julle dink nie. Niks funksioneer soos ons dink nie. Rome sê mag wen. Jesus sê diens wen. Rome sê vat. Jesus sê gee. Rome sê kruisig jou vyande. Jesus sê jy moet jou vyande lief hê. Rome sê die sterkste sal oorleef. Jesus sê vir my en vir jou, geseënd is die armes van gees. En dis waarskynlik waarom die koninkryk so ontwrigtend is. God se koninkryk. Want Jesus kom nie. Hy kom nie net om my en jou bestemming te verander, om ons hemel toe te vat.
Jesus kom om ons hele manier van mens wees op sy kop te draai. En hier is wat vir my en vir jou ongelooflik moet wees. Jesus kondig nie net die koninkryk aan nie. Jesus is die koninkryk in persoon, in wese, in lewende lywe. Want waar Jesus beweeg God se heerskappy op hierdie aarde. Wanneer Jesus mense aanraak, raak die hemel en die aarde aan mekaar en word een plek. Wanneer Jesus vergewe, bars daar 'n nuwe skepping deur die krake van hierdie wêreld. Wanneer Jesus mense roep en vir hulle sê, volg my, dan roep hy hulle uit een koninkryk uit en sit hulle knie diep binne in 'n volgende een. Dalk is dit hoekom mense so sterk reageer wanneer Jesus in die prentjie kom. Want niemand loop neutraal weg van Jesus af nie. Niemand kan dieselfde wegstap as hulle eers voor hom gestaan het nie. Want party mense wil vir Jesus aanbid. Ander wil hom doodmaak. Jesus kan nooit net deel van my en jou lewens wees nie. Jy moet een van hierdie twee reaksies hê, want konings werk so. Jesus kom nie om 'n assistent te wees vir my of vir jou planne nie. Jesus kom as koning. En dalk is dit die vraag wat ek en jy vir onsself moet antwoord. Wie regeer eintlik jou lewe? Wat bepaal jou vrede? Is dit jou identiteit? Is dit jou sekuriteit? Is dit die suksesse wat jy behaal, die geld wat jy het, aanvaarding wat jy kry, is dit die politiek daar buite, vrees, beheer? Want elke liewe mens lewe onder een of ander koninkryk. Almal. Die vraag wat ooit vir onsself moet vra is, watter koninkryk? En dan is daar vir my en vir jou baie goeie nuus. Want die koninkryk van God is nie nog 'n onderdrukkende stelsel nie. Dis nie nog 'n stelsel wat jou net wil beheer nie. Jesus se heerskappy lyk soos voete was. Soos kinders omhels, soos melaatses aanraak, soos vyande vergewe, soos 'n kruis dra. Die troon van Jesus word 'n houtkruis. En wie sou ooit so 'n koning kon uitdink? Maar dalk sit jy vandag en kyk na hierdie video en jy is moeg. Jy's moeg vir jouself, jy's moeg vir die wêreld, jy's moeg vir sonde, jy's moeg geprobeer. Hoor dan Jesus se woorde hier in Markus, die eerste woorde wat hy vir mense gee. Jesus sê die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het naby gekom. Jesus sê nie, maak eers jouself reg nie. Jesus sê nie, kry 'n klomp goedjies in plek sodat ons kan werk nie. Jesus sê nie, word eers perfek, sorteer jou lewe uit nie. Hy sê dit is naby. So naby soos 'n asemteug. So naby soos genade. So naby soos Jesus self. Want die koning het gekom, reeds gekom. En die koning kom nog steeds, in my en jou lewens ook. Mag jy vandag besluit, in wie se koninkryk jy leef. Want jy kan nie voor Jesus staan en dieselfde wegstap nie. Mense het hom of lief gekry, of hom kruisig. Watter een is jy? Here, dankie dat ons kan terugdink aan 'n alternatiewe werklikheid wat hier tussen ons, onder ons, rondom ons begin afspeel. Here, U sit elke een van ons knie diep in U koninkryk. Maar ons kan dit so maklik misleef. Maak ons oë oop. Maak ons hande oop. Maak ons harte oop. Here, en laat ons leef in U koninkryk. Amen.